Goeiedag, baie dankie dat julle weer keer by ons ingeskakel het hierso by Skulddraers en ons doen vandag die doop. Baie wonderlike onderwerp. Ja, baie belangrike onderwerp Ja. ook en wat ons nou vandag gaan doen, ons gaan vir julle 'n bietjie wys oor die metodes en dan gaan ons terugkom na die Bybelse metode toe, want dit is eintlik wat ons wil weet. Ja. Wat is die Bybelse metode? En daar is so baie metodes. Nou ons het nou 'n interessante een hier op die skerm. En kom ons begin met hom. Dis 'n ander metode hierdie. Ja, nou dit is een van die baie metodes. Ek verstaan nie hulle taal nie, maar dit Ja. klink of die woordjie Satan iewers voorkom. Al wat ek kan hoor is amen. Maar ja, dit is nou een van die metodes, né? Ja, Ek moet ook net hierby sê, ek het Raymond Lombard se gaan kyk oor wat hy praat van die doop en ek moet sê 100% Bybels. ek het hom ook gaan kyk. Hy is briljant. En ek het hom baie krities gekyk en ek wil amper vir Raymond Lombard sê baie geluk. Ek dink dit was 'n baie goeie video daai. En ek kan hom aanbeveel. Ja. By sy antwoorde, vrae en antwoorde was daar een of twee puntjies wat ek 'n bietjie met hom verskil het, maar ek dink dit was baie goed. So ons kan niks van hom gebruik hier nie. Ja, nee, sy boodskap was goed. baie direk uit die Bybel uit. En, Ja. en ek het dit eintlik geniet om te kyk na daai wat hy gesê het. So alles wat ons vandag met die kykers gaan deel, stem ooreen met dieselfde as wat dit wat Raymond verkondig. Ja. Nou, Wynand, daar is soveel metodes van doop. Soos ons nou net hierdie een gekyk het, nê, waar Ek kry die arme babatjie jammer. Ja, nee, dit moet 'n vreeslike skok vir daai baba wees. Maar in elk geval dan is daar ander metodes, noem 'n bietjie van hulle. Party sê jy moet 7 keer ondergedompel word. 3 keer onder die water, besprinkeling, En ek het een keer na 'n doopdiens gaan kyk waar 'n paar ouens inklim, hulle druk hom onder, hulle hou hom onder en dan begin die ou bid. En hulle hou vir hom onder tot hy klaar gebid het. Daai ou het nie 'n lang gebed nie. Ja, en dan het jy die ander wat hulle 'n bietjie water oor die baba se kop gooi met 'n bekertjie en dan het jy Daar word so druppeltjies op 3 druppeltjies op die kop sit en dan het jy die ou wat in die dam of in die rivier of doopbad klim, dan gooi hulle die water net so 'n beker water oor sy kop sonder om hom onder die water te druk. Ja, en dan het jy 'n ander ene waar hulle hom vat en hom net reguit afdruk. En dan is daar die ander een waar hulle vooroor druk en een wat agteroor en dan die agteroor ene. Ja. So dit is wat hulle noem 'n Babelse verwarring. O, definitief. En maar ons gaan vandag, dit is nou 'n goeie vraag. Ja. Hoe weet ek nou watter een van hierdie klomp is reg? Ja, dit is 'n goeie vraag en 'n baie maklike een. Gaan na Jesus toe. Daar is hy. Kyk hoe Dit is Jesus hoe dit gedoen. maklik dit is. Daar is nie rede vir enige iemand vandag om te dwaal as jou oë op Jesus gefokus is en as jy in Jesus se voetspore wandel nie. Wat sê hy daar vir ons in 1 Petrus 2:21? Sê dit vir ons roeping om in Jesus se voetspore te wandel volgens sy voorbeeld. Daar is hy. En ek dink met dit kan ons oopmaak met 'n gebed. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons hier bymekaar kan kom en in die woord in kan gaan. Liewe ek vra dat U saam met die luisteraars sal wees en hulle sal seën deur hierdie baie belangrike boodskap. Liewe ek vra dat U ons sal lei in U woord en ek vra dit in Jesus se groot en wonderlike naam. Amen. Amen. Leon, jy het nou het jy vir my daai grappie vertel. Wil jy nie meer met hom net deel nie? Dit is net 'n goeie voorbeeld om te wys hoe dit in die wêreld gaan. Ek hoop nou nie ons van ons kykers gaan aanstoot vat hierop nie, maar kom ek vertel hom, dit is nie 'n lelike grappie nie. Dis 'n paar predikante wat besluit hulle gaan nou elkeen 'n nuwe voertuig koop. En toe hulle die voertuig gekoop het, besluit hulle, okay, elkeen moet nou sy voertuig doop. En die een ou gaan en hy jaag deur die rivier en sy voertuig is gedoop. Die volgende predikant gaan
en hy vat 'n bakkie water en op die kap van sy motor gooi hy 'n bietjie water. Die ander predikant sê nee, hy dink nie dit is hoe dit gedoen word nie. Hy het 'n bakkie water, maar hy druk sy vinger in en hy sit 3 druppeltjies op sy die kap van sy motor. Toe sê die Jood, ja wel, stap saam. En hy vat sy ystersaagie en hy begin 'n stukkie van die uitlaatpyp afsaag. So het elkeen vandag 'n Verskillende maniere. Ja. Nou wil ek jou gou-gou vra, Wynand, vertel vir ons die besnydenis. Kom die doop uit die besnydenis uit? Nee, glad nie. Dit is 'n verbond wat God met Abraham gestig het, om die besnydenis te doen, want uit sy nageslag uit sou die Messias gebore word. En toe by die geboorte van Jesus, toe is daai tot vervulling. Toe dit tot vervulling gekom, maar die Messias is in sy geslag gekry. Want dit is wat Jesus self ons gesê het. Ja, Alles wat die profete en almal geskryf het Oor hom. Het by hom tot vervulling gekom. Ja. En dit is Lukas 24:44, né? Ja, so dit is nie nodig om nou weer besny te word nie. Ja. En daar's tog kerke wat glo, of mense wat glo dit is 'n noodsaaklikheid, jy moet nog besny word. Ja. Nou, as ons Jesus se karakter begin liefkry, wat is die volgende stap om met hom een te word? Die doop. Sy doop nie. Die doop. Nou, voor ons verder gaan met die doop, wat is dit wat ons gered het van die ewige dood? Jesus se bloed. Jesus se bloed. Jesus se bloed, Sy ja. begrafnis. Want hy was in ons plek geslaan gewees. Hy was vir ons vieslike sondes, was hy in die gesig gespoeg. Hy was gespot gewees. Hy was gekruisig gewees. Hy's begrawe en hy het opgestaan. Alles vir my en vir jou en vir die wêreld. Nie net vir ons nie, vir die wêreld. Hele wêreld. Ja, vir almal wat dit wil aanneem. Nou, hoe neem ek dit aan? Ek moet begin deel daarin, nê. Ek moet saam met jy, want dit is Jesus het nie nodig gehad om dit deur te gaan nie. Hy het dit gedoen vir my. So lief het hy ons. Ja, dit is hoe lief hy ons gehad het. So al wat ons hoef te doen is om sy voetspore te wandel en te deel in sy slaaf wat hy vir ons gevat het, sy kruisdood wat hy vir ons gevat het, sy begrafnis wat hy in ons plek gesterf het. Ons moet net deelneem daarin en ons moet een word met Jesus in dit wat hy vir ons gedoen het. Ja. Dit is die doel van die doop. Wat simboliseer die doop? Ons het dit min of meer genoem, né? Die dood, die begrafnis en die opstanding. Ja, so al daai word alles saamgevat in daai watergraf en jy staan saam met Jesus op. Kom ons kyk, die Bybel verduidelik dit vir ons. Ja, die Bybel verduidelik dit baie mooi. Of weet julle nie dat ons almal in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ja. Dit sê duidelik. Ja, daar kan nie vra daar. Kan nie vra as jy Jesus is, dan kan jy nie al daai 50 metodes van doop gaan alles wegval, nee. Ja. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop. In die doop, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. En wat so mooi is daarvan is die enigste begrafnis wat jy moet bly wees oor. Ja. om jou sondige lewe te begrawe. Waar ek kan sê, daai is eintlik my begrafnis. Dis my begrafnis. Jesus het nou net in my plek daar gesterf, maar ek neem deel aan daai begrafnis, want dit is daai begrafnis wat vir my redding bring. Dit is blydskap, die blydskap wat jy moet hê vir daai ou lewe van sonde wat jy nou hier in die watergraf neerlê en jy staan op soos daai vers gesê het in 'n nuwe lewe saam met Jesus. Dan kan jy dink hoe 'n groot ding dit is vir God, vir die koning van die heelal, om dit deur te maak wat Jesus deurgemaak het, net sodat ek en jy en almal wat hom liefhet gered kan word. Want hoekom moes Jesus sterf? Want is dit nie omdat die hemelse wette onveranderlik is? Ja.
Jesus maak nie wette, hy verander nie van gedagte nie. Hy maak nie wette en gooi hulle uit nie. Nee. As hy 'n wet gemaak het, staan daai wet en die hemelse wet sê die straf vir die sonde is die dood. Dit is Romeine, ek is seker, maar dit daar's 2 tekste in Romeine wat dit sê. So omdat daai wet nie net uitgegooi kan word nie, het Jesus gekom en gesê daai wet bly staan, maar ek sal in hulle plek sal ek die straf gaan dra. Dit wys vir jou die liefde. Die liefde, dit is absoluut net liefde. Vandat Adam en gesondig het, Adam en Eva gesondig het, van toe af is sy hele missie is om weer by ons te wees. Ja. En eendag gaan hy ons saam met hom vat. Ons gaan saam met hom in die Godstad bly. En dit is al dit wys net sy liefde vir ons. Hy wil ons so graag hê en hy wil hê almal moet tot bekering kom. Nie een moet verlore gaan nie. En dis hoekom hy kom sterf het. Ons opofferings op hierdie aarde is, hoe meer gaan ons eendag waardeer om by hom te wees. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ja. As ons saam met hom sterwe, sal ons saam met hom lewe. Ons moet deel in sy dood, sy begrafnis en opstanding, sodat ons in sy opstanding kan deel en eendag saam met hom kan wees. En deur die doop word ons gelykvormig aan Jesus se lyding en begrafnis en kan ons dan aanspraak maak om ook in sy opstanding te kan deel. Hierdie teks het ek eintlik nie eens nodig gehad om in te sit nie. Ek het hom ingesit hierdie tekste om dit wat ons net gelees het te bevestig. Dit is nie toevallig net dat dit nou net op baie een plek is nie, dit staan op baie plekke. Deur die doop beklee jy jou met Christus. Nou dis mooi gestel. Ja. Jy sterk op en die Vader kan na my kyk as ek het klaar gesterwe vir daai sondes van my. Ek het gedeel in waar Jesus vir my gesterf het. Ek het deelgeneem daaraan. So die Vader kyk nou na my asof ek met Jesus nou bekleed is. Is dit nie vers in Jesaja wat sê die ou kleed trek jy uit en hy beklee jou met sy geregtigheid. Pragtig. Hy wat sê dat hy in Jesus bly, behoort self ook so te wandel soos Jesus gewandel het. En dan kom die vraag, hoe het Jesus gewandel? Kom ons kyk hoe is Jesus gedoop? En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim. So hy was onder die water. Hy moet afgeklim het om te kan opklim. En met eens gaan die hemel vir hom oop en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. So Johannes het gedoop met die doop van bekering en afwassing van sonde. Ja. En toe sê hy, maar dit is in Matteus 3, ek is nie seker van die vers nie. Sê maar Jesus wat na ons kom, gaan ons doop met die Heilige Gees en met vuur. Die vuur is simbool van die Heilige Gees. So oral waar mense gedoop was, het hulle daarna die Heilige Gees ontvang. En terwyl hulle voortreis op die pad, dit gaan nou die Filippus en die hofdienaar. En hier moet ek by sê, Raymond het die nou mooi gesê. Ja. Hy het gesê, hulle het gery op hierdie, en hy was op reis, so hy het ver gery, so daar moes water saam met hom gewees het. Hy kon vir Filippus gesê het, hoor hierso, besprinkel my. Ja. Of wat ook al. Gooi water of sit druppels op my kop. Daar was water saam met hom in die kus of koets wat hy gery het. So, maar die Bybel sê toe nou wat gebeur het. Hulle het gery tot by water gekom het, waar hy kon afklim. Vers 37 toe sê Filippus, as jy glo met u hele hart, dit is geoorloof. En hy antwoord en sê, ek glo. En hulle het albei in die water afgeklim, en hy het hom gedoop. En toe hulle uit die water opklim, het die gees van die Here Filippus skielik weggevoer. Ja, ek meen, daai sê vir ons al. Duidelik. Deur die doop word jy een met Jesus en deur die Heilige Gees gevul. Ja, en want nou, as jy uit daai watergraf uitkom, dis nou die mooi deel, dan is ek beklee met Christus. As die Vader na my kyk, sien hy Jesus in my. Hy sien 'n sondaar, maar daai sondaar het klaar deelgeneem aan sy straf. En daai gevoel wat jy kry, nadat jy uit daai water uitklim, Ja, dit is fantastiese. Dis 'n fantastiese gevoel. Ja.
die vereistes voor jy jou laat doop en met die Heilige Gees gevul word, wat is daai vereistes? Jy moet in Jesus glo. Handelinge 18, Markus 16, en dan tot bekering kom in Jesus. So dit is 'n vereiste, Ja. want as ek pasgebore is, het ek sonde? Nee. Ek het nie sonde nie. En wat vir my interessant is ook, jy moet glo in Jesus. Dis nommer Jy 1. moet glo, Maar wat so mooi uiteenstaan is dat die Bybel sê jy glo in Jesus. Die duiwels glo ook. ja, en hulle sit er, En hulle sit er, ja. Jakobus 2. So dit net om te glo is nie genoeg nie. Nee. Daar moet iets anders ook bykom. En dan is dit die tweede deel waar jy jou bekering moet maak. Jy moet daai wat jy verkeerd het in jou lewe, daai sondes van jou, moet jy gaan neerlê voor Jesus se voete. Ja, en 'n babatjie het niks om neer te En lê hy nie, het niks om neer te en hy kan nie glo nie. Ja. Ons kyk verder. Dan sal die doop vir jou 'n afwassing van jou sondes wees, 'n wedergeboorte in Jesus. Ja, as jy net pasgebore is, hoekom moet jy weer gebore word? Ja. Want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam. Of Kom ek Ja. gou in die rede val hierso. ja, Ons is almal gedoop tot een liggaam. ja. Nou, toe Paulus op Damaskus dat die heerlikheid van die Here gesien het en hy die skil op sy oog gehad het, wat was die vereiste van wat die Here vir hom gegee het? Hy het gesê, gaan na 'n sekere plek toe, daar sal ek een van my ouderlinge stuur en hy sal vir jou kom bid. Wat was die boodskap vir Paulus hier gewees? Jy is nie 'n boompie alleen nie. Jy moet deel word van Ja. hierdie liggaam. Jy moet nou gaan na daai huis toe, daar gaan 'n ouderling kom na jou toe. So dis nie net 'n Ja, jy kan nie individu onafhanklik van Christus se liggaam funksioneer nie. Ja. Jy moet deel wees van die liggaam. Maar Nou wil ek jou nog 'n vraag vra. As ek nou besluit ek wil deel word van daai liggaam, hoe kry ek daai liggaam van Christus? Hoe gaan ek hulle opspoor? Nou dit is nou 'n belangrike vraag, want geen kerk kan my red nie. En ek wil dit duidelik stel, daar is nie redding in 'n kerk nie. Daar is redding in Jesus. Ja. En as ek my met 'n groep mense vereenselwig, dan moet dit mense wees wat ook hulle oë op Jesus gefokus het en wat ook Jesus navolg. Ja. En dit is al wat tel in jou lewe, is Jesus en sy voorbeelde en in sy voetspore, rein voetspore wandel jy. Ja. Dan weet jy jy's op die pad en dit is sy bloed en hy wat my red, nie 'n kerk nie, Ja. maar ek moet deel wees van sy bruid. Ja, maar daar's tog mense wat glo of hulle wil gedoop word, maar hulle wil nie in 'n kerk wees nie. Ja, hulle wil glad nie gebonde wees. Ja, en dit is nie Bybels nie. Nee. Die Bybel sê een gees tot een liggaam. Ja, En die kerk is die liggaam van dit Christus. is reg. Dit is Efesiërs 4 vers 4 en 5 wat hy sê, daar is net een Here, een geloof, een geloof. En daai geloof, hoe maklik is dit om hom op te spoor? Ja. Jesus is daai geloof. Jesus is Nie 'n kerk nie. Jy kyk na Jesus, wie is daai volg geloof. Jesus? Ja, en jy soek mense wat Jesus volg en jy volg saam met hulle volg jy Jesus. Ja, en net een gees ook, né? Nie een gees. En as daar meer as een gees was, dan kon daar twee sieninge gewees het. Ja. Daarom kan daar nie twee sieninge wees nie, daar kan net een siening wees en daarom kan daar nie twee kerke wees wat reg is nie. Daar kan net Net een die kerk wees wat hulle oë op Jesus het en wat in sy voetspore wandel. Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na die barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Elke keer as jy daarvan praat, dan die Heilige Gees is is betrokke, nee. Maar die punt wat ons hier wil maak is, ons is gered deur die wedergeboorte. Deur daai ek moet deur daai wedergeboorte gaan om gered te kan word. Want as ek onafhanklik van daai geboorte is, dan is ek onafhanklik en staan ek aan een kant van die dood wat Jesus in my plek gesterf het. Ek kan nie een kant daarvan staan nie. Ek moet deel in dit wat Jesus vir my gedoen het.
So dit is 'n noodsaaklikheid. Absoluut. Dit is. Ek meen daar het ons dit nou gelees, Ja. ons gaan nou weer Weer tekste lees. daaroor lees. Jesus Christus wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, die lewende hoop. Ja. Ja. So ons moet almal weergebore word. Ja. In Jesus se voorbeeld het hy die kindertjies geseën en Jesus se voorbeeld aan ons wat om onder die water begrawe te word. En dit was ook die voorbeeld van sy disippels. Ja, en daar is al die tekste. Ja. Jesus het gesê verhinder daai kindertjies nie Dat hulle na my na my toe kom. kan kom. En hy het hulle op sy skoot getel en hy het sy hande op hulle gelê en hy het hulle Geseën. geseën. Want dan wat 'n sonde het 'n kind? Die Bybel sê vir ons op 'n paar plekke en ek dink ons het dit nou al daarna gekyk. As jy nie geweet het nie, is jy onskuldig. Ja. As jy nie geweet het jy doen 'n sonde nie, dis Dan- anders as ons regstelsel. Ons regstelsel sê jy is skuldig. Of jy nog geweet het of Of nie. jy die wet geken het of nie geken het nie. Jy is Maar in God se regverdigheid sê hy, as jy nie geweet het nie, is jy nog onskuldig. Ja. Maar as jy geweet het en jy draai jou rug daarop, dan sny jy jou af van God. Ons doop eenmaal in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, want net Jesus was eenmaal begrawe. Ja, die Vader was nie begrawe en die Heilige Gees was nie begrawe nie. Nee. Net Jesus was begrawe en dit was 'n sukses gewees. En dit is hoekom Jesus toe hy uit die graf uit opgestaan het, toe sê hy vir die vrouens, moet my nie ophou nie want ek was nog nie by my Vader nie. En eers daai Sondag aand, nou wat se dag was dit toe? Maandag. Dit was al 'n maandag, want Ja. maandag het begin Sondag aand na sononder. Ja. Nou hierso moet ek nou net eers gou iets oor Raymond sê. Raymond sê daar was 6 verskynings van Jesus. Daai laaste verskynings was op maandag gewees. Ja. Dit was Sondag aand al reeds na sononder gewees. Die Sabbat het al die tweede dag het al begin. Hierdie doop by Johannes die Doper ontstaan. Nee. Nee, dit was al 'n ou instelling gewees van in Exodus se tyd al. By Sinai. By Sinai. By Sinai het die Here die doop en die nagmaal, alles wat ons doen. Nou daai nagmaal veral is baie interessant. Ons gaan Ons volgende week doen. Wanneer die Lewiete, want dit was net die Lewiete wat toegelaat was om diens te doen in die aardse heiligdomstelsel. Maar as jy nou 18 is of jy voel jy's reg en jy wil begin diens doen vir die Here, dan moes jy na die hoëpriester toe gekom het. Hy het jou in die heiligdom ingevat, na die bronswaskom toe en dan moes jy jou klere uittrek en hy het jou van kop tot by jou voete het hy jou in volle gewas. En hy het nog 'n paar ander dinge ook gedoen. Hy op jou regteroor het hy want daar moes 'n offer saam met dit gegaan, die offer van wat Jesus voorgestel het en dan was daai bloed op jou oor gesit om jou te was van al die sonde waarna jy geluister het. Dit was op jou regtertoon gesit om jou al die verkeerde weë waarop jy gewandel het skoon te maak. Dit was hier 'n totale ten volle reiniging gewees. Dan moet jy Aaron en sy seuns laat naderkom na die ingang van die tent van samekoms en hulle moet met water was. Ja, so as jy na die Here toe kom vandag, dan moet jy jouself ten volle was. Kop tot toon. Maar nou het daar net iets by hierdie was bygekom. Die was moet in die vorm van 'n begrafnis wees, want jy sterwe nou in Jesus, jy deel in daai dood van Jesus en jy was al jou sondes af en jy staan 'n nuwe rein mens op, bekleed met Jesus. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Ja, so Jesus het nie daai kom weggooi nie. Nee, hy het dit vervul. Raymond het hier nogal vir my baie mooi gestel ook waar hy nou verduidelik het. Johannes die Doper, waar het Jesus se bediening begin? By sy doop, By sy doop, ja. So Johannes het gedoop nog voordat Jesus se bediening begin het. En daarom het hy nie gedoop in die naam van Christus nie. Hy het gedoop die doop van bekering en die afwassing van sondes met die oog op Jesus wat sou kom. Want hy het dan gesê na my gaan daar 'n ander een kom en hy sal julle met die vuur en Gees. Ja, vuur in die Heilige Gees. Is die doop 'n vereiste vir verlossing? Nou hier's baie mense wat glo, ag,
Dit Dis is nie- goed, maar dit is nie so Noodsaaklik nie. krities belangrik nie. Kom ons kyk Maar wat dit sê is Jesus. Jesus antwoord en sê vir hom voorwaar Voor jy ja, verder lees, kom ons kyk net gou-gou wat het hier gebeur. Ja. Nikodemus kom hier in die nag na hom toe. want hy wil nie hê mense moet hom met Jesus assosieer nie. Nou wag hy tot dit donker is en hy weet waar Jesus daar in die Olyfberg hy het nie 'n huis of iets gehad nie. Hy het daar onder die bome het hy geslaap. En toe gaan hy soontoe en daar het hy vir Jesus opgespoor en hy vra vir Jesus, wat moet ek doen om gered te word? Ja. Dit was sy vraag gewees. En nou En Jesus antwoord Jesus hom. Johannes antwoord en sê vir hom voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nou, hy het Dus- geweet, hy het presies geweet waarvan Jesus praat, maar hy gaan hou hom onnoosel. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van die God nie ingaan nie. So dis baie duidelik. Dit is 'n jy moet deel daaraan. Ja, ek meen duideliker kan dit nou nie. Nee. As jy nie in dit wat Jesus vir ons gedoen het, as jy dit nie soveel Ten volle waarde daaraan heg aanvaar dat jy en- daaraan wil deel nie, hoe kan jy dan saam met na Jesus toe gaan? Hy het dit nie nodig gehad nie. Hy het dit gedoen ter wille van my en jou en almal wat hom liefhet. En ek dink dis 'n klap in sy gesig as ek sê ek is nie bereid om deel te neem doen daaraan. nie. Ja. Waarvan die teenbeeld, die doop ons dan nou ook red. So daar is dit nou weer. Die doop Kyk hoeveel tekste het ons nie nou al gelees wat almal sê dit is 'n vereiste om gered te word nie. Ja. En ek dink die groot deel kom daarby is die bekering daarvan. Ja. Jy aanvaar wat Jesus gedoen het, jy glo in Jesus en dan kom daai bekering, want dit is 'n groot ding. As jy dit pla jou verskriklik as jy iets verkeerd gedoen het. En as jy dit dan nou reg kan stel. Dit is waar Jesus wil ook hê jy moet na hom toe kom en sê hoor hierso ek is so jammer. Dit is hierso. Ja. Dit is waar dit is die belangrikheid daarvan. As jy nie jy moet 'n nuwe lewe begin. Want nou kom ek en die engele en die Vader kyk na my as iemand wat bekleed is met Jesus. Ja. So dit is 'n heeltemal 'n nuwe lewe wat jy begin. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie sal veroordeel word. So kyk nou net. Nou. Hoe kom hierdie tekste net? Mm. Nou vra die Dit is 'n mense, vraag. maar nou wat van die van die kruis? Jesus het vir hom gesê, voorwaar ek sê vir jou vandag, jy sal saam met my in die paradys wees. Nou, ja, hy was nie gedoop nie. ja, maar Ja, as hy daar afgekom het, sou hy 'n volgeling van Jesus geword het. definitief. Dis so maklik soos dit. Want die onthou reg in die begin het ons gesê die Here sê hy het die tyd van onkunde oorgesien. Ja. As jy nie kan nie of nie geweet het nie, die Here is so regverdig, hy neem alles in ag. Ja. Maar as jy dit kon doen en jy weier om dit te doen, of jy heg nie genoeg waarde daaraan om dit te doen nie, Ja. dan is dit 'n ander saak. Maar as jy kan sien hoor hierso hierdie persoon soos die van die kruis, hierdie is werklik, hierdie is die seun van God wat hier langs my staan en hulle spot hom, maar ek sien iets anders in hom en Jesus het geweet nee. Hy sal saam met my. Ja, as hy hier kon afkom, sal hy in my voetspore wandel. En daarom het hy vir hom gesê, ek sê vir jou vandag, jy sal saam met my wees. God het dan die tyd van onkunde oorgesien. Daar is die teks. Ja, ek dink ons is al verby die teks. As ek nie gekom het en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde hê nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Is dit nie ongelooflik die geregtigheid, die regverdigheid in alles wat Jesus doen nie, nê? Ek moet dit nou bysê, ek het nou al gehoor iemand het gepreek en gesê dis dan nie nodig om vir ander mense te gaan vertel van Jesus nie. Want as hulle nie weet nie, dan doen hulle nie sonde nie. So moet hulle net nie gaan vertel nie. Ja. En dan is hulle nog steeds gered. Ons
bekering. Ja, kan jy dit nou oor vertel? Want as jy ek sien dit altyd met soos jy as jy 'n verhouding het met iemand wat jy voor lief is, jy kan nie stil bly nie. Jy wil dit vir almal vertel. Ja. So wanneer jy Jesus in jou lewe het, jy kan nie stil bly nie. Jy wil dit vertel. En as jy sien daai ou ja, hy ken nie Jesus nie, dan wil jy hom vertel van Jesus. Dit kom sommer outomaties. Ja. Jy wil dit doen. Maar dit was rarig. Ek het ons sal 'n bietjie gaan kyk na daai. Daar is 'n ander teks in Johannes 7 waar Jesus sê ek sal julle die lewende water gee. Ja. En as jy hierdie lewende water gedrink het, sal jy oorloop. Ja. En dan sê hy in die volgende vers en dit die lewende water het verwys na die Heilige Gees. So as ons daai Heilige Gees by die doop ontvang, dan kan jy nie stil bly nie. Jy kan nie daai water inhou nie. Jy loop oor. Jy loop oor van hom. En as jy nie oorloop nie, dan het jy probleme. Ja. Dit is jy moet dit ag ek kan dit nie. Dit iets gebeur in jou wat hoe sê hulle wat die hoe sê gesegde wat die oor van Wat die hart van vol is op die mond van oor. Ja, wat die hart van so jou hart vol van liewe Jesus is, jy kan nie stil bly nie. Nee, jy kan nie. Jy van dit En as jy stil bly, dan beteken dit liewe Jesus is nog nie daar. daar nie. Ja. Wat van families wat gedoop was? Ja. Daar's baie keer wat iemand sê ek wil weer gedoop word. Ja. Weet jy, as jy ongemaklik voel oor jou doop, dan sê dit dadelik vir jou dit wie maak dat jy ongemaklik voel. Dit is die kans is glo dat dit die Heilige Gees is wat vir jou sê daai doop was nie reg nie. Ja. En dan lees ons in Handelinge waar mense gedoop was met die doop van Johannes, Ja. maar hulle het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. En toe Paulus vir hulle gesê, maar dan gaan ek julle moet oordoop. Ja. En ek dink as jy Jesus aanneem en jy raak heeltemal afvallig Ja. en jy kom weer terug, dan moet jy weer skoon begin. Ja. En Weer gedoop begin soos 'n nuweling. En ek dink as jy een van hierdie ander doop soos hulle daai babatjies gevat het, Ja. nê? Ja. Op sy. Dink nie dit is 'n doop nie. Nee. Maar die meeste van daai dope is glad nie, kan Ja. glad nie gesien word as 'n doop nie. Daai babietjie weet niks nie. Want as ons nou kyk na die betekenis en die simboliek in die doop, Ja. dan nie een van daai dope beeld dit uit nie. Nee, glad nie. Hy met sy hele huis was vroom en godvreesend en het baie almoses aan sy volk gegee en was altyd deur in die gebed tot God. Dit is Okay. Cornelius Ja, gewees. dit was 'n En- Cornelius ek wil net Ja. sê wat hier gebeur. Mm. Want baie mense sê ons moet die babatjies doop want ons lees in 'n paar gevalle in die Ja. Bybel waar gesinne Gedoop was. Nou hier is een gesin. Nou as ons nou hierso kyk, hy met sy hele huis was vroom en godvreesend en het baie almoses aan die volk gegee. So as almal in sy huis godvreesend was, dan was daar nie beteken babatjies daar's nie. nie babatjies nie. In Lydia, die purperverkoopster, in Handelinge 16:15, het hulle na die huis van Lydia gegaan en hulle het die broeders gesien, hulle bemoedig en weggegaan. Okay, so dit was Lydia en die broeders. Weer eens die Daar kinders is nie. weer nie babatjies betrokke gewees nie. Die tronkbewaarder, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en aan almal wat in die huis was. So almal in die huis, die woord is aan hulle almal verkondig. So daar babatjies was, jy kan nie in die Dit kan nie babatjie die verkondig woord nie. verkondig nie. Hy Hulle kan nie verstaan nie. Hy kan nie wedergebore word nie. Mm. Niks van die doop Ja. pas in daar nie. En Crispus, die hoof van die sinagoge, het met sy hele huisgesin in die Here geglo. Okay, dit sê klaar. Sy hele huis. Sy hele huisgesin het geglo. Ja. So almal daar het Jesus aangeneem. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom, dit is in Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. Okay, so dit is net om te wys
dat daar is gevalle waar jy weer gedoop. waar jy jou weer kan laat doop. En toe die hele volk en die tollenaars dit hoor, het hulle God geregverdig deur hulle te laat doop met die doop van Johannes. So ek wil net hier vir die kykers weer sê, as julle hierso kyk, dit was die hele volk. Hele volk. En selfs die Lukas het so ver gegaan om te sê, dit was nie net die hele volk nie, maar tot die tollenaars het hulle almal dit laat doop met die doop van bekering van Johannes. Maar wie het gesê, het daar teen gepraat? Ja, hulle wil dit nie doen. Maar die fariseërs en die wetgeleerders, dit is die skrifgeleerders, het die raad van God aangaande hulle verwerp deur hulle nie deur hom te laat doop nie. Ja, so nou wie volg die wêreld vandag? Die wêreld volg die skrifgeleerdes. Ja, hulle wil, daar's so baie mense wat dit nie nodig om gedoop te word. Ja. En ons het kyk al die metodes van die skrifgeleerdes. Almal wat hierdie Bybel gebruik, nê? Het 'n ander manier van doop. So dan kan ek weer vir ons luisteraars sê, moenie die skrifgeleerdes volg nie, volg Jesus. Moenie 'n kerk volg nie, volg Jesus. Ja. En as jy 'n gemeente wil volg, soek 'n gemeente wat Jesus volg en alles nadoen wat Jesus gedoen het. Ja. Redding is net in Jesus. En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas terwyl jy die naam van die Here aanroep. En ek dink hiermee kan ons afsluit, nê. Nee. Dit maak dit duidelik. Dis eintlik 'n uitnodiging. Hoekom versuim jy? Ja. Hoekom wag jy? Hoekom as jy Jesus liefhet, jy ken hom, ja. Hoekom versuim jy? Hoekom wag jy? Waarvoor wag jy? Word gedoop. Kom na Jesus. Jesus het jou lief. Hy het dit alles vir jou gedoen. Hy het dit vir my gedoen. Hy het dit vir ons gedoen. Kom ons neem dit aan. Ja. En dan ons volgende lesing gaan wees oor die nagmaal. En ek dink ek gaan baie dinge oor die nagmaal hier uithaal wat ons kykers nog nie gehoor het nie. Ja. Die nagmaal is iets pragtigs. Hy's net so mooi soos hierdie doop. Dit is 'n eenword met Jesus in sy karakter, in sy bloed, in sy vlees. Ja. En dit is 'n reiniging om soos Jesus te lewe. En ek dink dit gaan ongelooflik. Vir my was dit ongelooflik. Ek kan nie sê dit gaan vir die wêreld ongelooflik wees nie, maar vir my was dit ongelooflik. En dit is vir my so 'n voorreg om my met die bloed en met sy liggaam, alles van die God van die heelal te verenig. Ja. Dit is 'n geweldige voorreg. Ja. En jy weet, Wynand, die Satan gooi nie die nagmaal uit nie. Maar hy verdraai hom so dat jy 'n oordeel oor jouself eet en drink. Ja. En die mense weet dit nie. En ek gaan vandag hier wys dat die Satan die Bybel sê vir ons in Openbaring 13 vers 8, die hele wêreld volg die dier, dit is Rome. Ja. Die hele wêreld volg Rome en met 'n paartjies, wie se naam van die begin van die grondlegging van die aarde in die boek van die lewe is, wat die regte weg volg. En die regte weg is 'n voorbeeld van Jesus. En die hele wêreld eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Maar dit is asseblief dit gaan baie interessant wees. Kom ons bid saam. Ja. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons na al hierdie voorbeelde kon kyk en hierdie voorbeelde in hulle regte lig kon sien, in die lig wat Jesus vir ons gegee het, in die voorbeeld wat Jesus ons gegee het, en dat ons in die voetspore van Jesus kan wandel, en dat ons hom, ons ewige koning kan noem. Gaan asseblief met al ons kykers, wees met elke ene, vul ons met die Heilige Gees, ons bid dit in die wonderbare naam van ons Here Koning Jesus. Amen. Amen.